Vriende, dit is vandag vir my 'n besondere voorreg om met jou te kuier, om met jou te gesels, en ek het een van ons gemeentelede saamgebring, en ons gaan vandag met jou praat oor keuses. Dis mos daardie een gedagte wat 'n mens se hele lewe ingrypend verander. Partykeer het jy besluit gemaak om net dorp toe te gaan, en jy het die regte persoon op die regte oomblik gekry wat 'n groot impak op jou lewe gehad het. Keuses, die hele lewe is keuses. Alles gaan oor keuses. Nou ja, Patrick, dis baie lekker om jou hier by my te hê. Ook om jou in ons gemeente te hê, en ek weet daar is hoë dinge en groot dinge vir jou in stoor. Maar nou ja, ons is nie hier om oor mekaar te praat nie, eintlik maar meer oor keuses te praat. En keuses maak van 'n man wat aan die verkeerde kant van die wêreld is 'n predikant, en party keuses maak van mense weer smokkelaars. En jy weet waarvan ons praat. Vertel so ietsie van jouself, Patrick. Ja, pastoor, dankie vir die geleentheid. Pastoor, dat keuses het gemaakt dat ik op verkeerde kant van die wereld kom en verkeerde goed doen en op die einde van die dag bij verkeerde plekken opgeëindigd het. En om een keuze in die leven te maken, is baie belangrijk wat er keuzes jy maak, want jou keuze bepaal jou toekomst. En toen ik zie dat hierdie keuze wat ik gemaakt heb, is die voor mij een toekomst nie. Toen moest ik daaruit, want die leven het voor mij beginnen baie donker raak, pastoor. Dit het vir jou donker geraak. Nou sê die Bybel daar in Deuteronomium, hierdie vers, Deuteronomium 30 vers 4, hy sê, al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die Here jou versamel, en daarvandaan sal hy jou gaan haal. Soos, as ek hierdie vers vat, en ek dink aan jou, dan dink ek, jy was 'n verstrooide gewees, ek het nou al jou getuienis gehoor, en die Here het jou gaan haal. Dit is al wonderlik hoe die Here 'n mens gaan haal, waar jy verstom staan. Partykeer het ons as mens mos nie genade vir ander mense nie, maar God se genade is oorweldigend. Nou, hoe diep het hy jou gaan uithaal, ou broer? Ja, pastoor, dit was op 'n wonderbaarlike manier, en as ek iets kan bijvoegen, dat God het mij geforceerd om weer een keuze te maken. En hierdie keer moest ik een rechte keuze maken. Want ik heb gezien hoe mijn vrienden rondom mij doodgaan, doodgeskiet raak, dood aan drugs. En dit heeft voor mij al donkerder en donkerder geraakt. Tot één dag, ik het gebehoord aan een van die gevaarlijkste bendes, ik wil niet alle namen noemen, nou niet, op die Kaapse vlaktes, hij had mij een job gegeven om te gaan doen, om een van die pastoren, wat vandaag een bekende pastoor is, te gaan afhalen aan hoe het dood te gaan maken. Omdat hij preekt die gospel en van die bendes raakt tot bekeren. En hij had gezegd, ik moet die man zijn mond gaan stilmaken. En ik het afgekomen op zijn kerk waar hij gepreekt het. Die vuurwapen was gegeven voor mij geweest. Ik was binnen die kerk af in die gang. En toen ik zo na bij hem kom, het gelijk, ik vries, alles is ijskoud. En ik kijk hierdie man in zijn gezicht en ik zei, ik weet niet wat om te zeggen, wat om te doen nie. Maar toen ik daar buitenkant was, het ik al reeds die goed uiteengezet. Wat gaat mijn next move nou wees als ik er binnenkom? Maar toen ik er binnenkom, toen is alles net, ik is stok ijskoud. Het gevoel is iemand wat mij net gooit met een emmer ijswater. Jy was 'n gewoonte misdadiger, soos dit was nie vir jou vreemd om sulke goed te doen nie. Dat was niet voor mij vreemd. Ik is used to, ik is gewoon, zoals ik weer gezegd heb, ik heb klaar die plan naar buitenkant uiteengezet al. Wat gaat mijn move nou naar binnen wees? En mijn move is verkeerd omgedraaid. En hierdie man het me in mijn gezicht gekeken, hierdie predikant, en zijn handen opgelegd en gezegd, in die naam van Jezus, toen val ik om, pastoor. Met die vuurwapen daar vallen, en hier val ik om hier voor al die mensen, met die vuurwapen wat ik daar leer op. En jy het geen krag in jou oor gehad nie. Tot op hierdie uur toe weet ek nie wat regtig daar gebeur het nie. Hoeveel jaar terug is dit gebeur, Patrick? Dit is so 25 jaar terug, pastoor. Ja, en daai dag toe ervaar jy God se krag soos wat jy nie geweet het bestaan nie. Dis korrek, pastoor. En dit was so amazing, soos ek sê, ek het nie geweet wat rondom my aangaan nie. Wat ek net sien, toen sien ek, hier staan ek rechtop. So hulle moes my opgehelpen daar so, en hy het toe verder vir my gebid. En die pastoor toe die wapen afgeneem? Hy het die wapen afgeneem, op my gevat, en hy het vir my laat ek 'n bekeringsgebed doen, en
So toe het jy net daar die keuse gemaak, ons praat nou oor keuses, en net daar het jy die keuse gemaak om jou hart vir die Here te gee. Dis korrek. Ek moes die keuse maak, want ek het besef, toe ek daar opstaan, hierdie is die beste keuse wat ek nou gaan maak, is om by Jesus uit te kan kom. Want hoe hy wat my lewe daardie tyd gewees het, dit was donker. Ek het my kinders verloor, ek het my familie verloor, ek het my kinders wil niks met my te doen gewees het, weens my weens my goed wat ek gedoen het, en ek het dit al dieper, want die drugs het gemaak, ek het die drugs gebruik om te kan vergeet van my familie wat ek verloor. Dit was ook maar keuses wat jy gedoen het. Dis korrek, ja, pastoor. Heeltyd voor jou bekering het jy keuses gemaak. En al die keuses wat verkeerde keuses gewees het, almal, daar was nie een keuse wat reg was nie, tot die aand, wat ek die finale en die regte keuse gemaak het. Soos werklik kan 'n mens vandag sê, die Here het jou as 'n verstrooide aan die einde van die hemel gaan haal en gesê, kom hier Patrick, ek het 'n plan met jou lewe. Amen, pastoor, regtig wat dit, u praat nou die waarheid, hy het my baie ver gedaal, en vandag is ek nie spyt daaroor nie, ek is regtig waar. Maar dink jy ook nie, daar was dalk iemand wat nie moed opgegee het met jou nie, en die keuse gemaak het om te bly bid vir jou nie? Ja, daar precies iemand sê vandag in die hemel, want dit was my mama gewees. Elke keer as die polisie my gesoek het, dan het ek huis toe gaan hardloop om daar te gaan skuil. En dan het ek in die nag gehoor hoe die vrou gehuil het en gebid het vir my. En dan wil ek nie te goed gehoor het, ek het my ore toegedruk, wat ek alleen slaap het, of ek het opgestaan en daar buitenkant gesit, en gesê, hey, maar die vrou, ek is so moe van die gekerm, dan gaan sit ek maar aan buitenkant. Maar sy het nie opgehou om te bid nie, en vandag kyk sy uit die hemel uit, af na my toe, en is baie, sy sê ook seker vir die vader, papa, vader, dankie dat u my gebeures gehoor het, kyk waar sit my kind vandag. En toe jy tot bekering gekom het, daar die dag in daar die kerk, toe jy met die vuurwapen ingestap het sy toe nog 'n lewe, of was sy toe al oorlede? Sy was nog lewendig gewees nog, pastoor. So sy het daar met die bekeerde Patrick ook gesien. Dis korrek, ja, pastoor. En sy was baie trots op my gewees. Sy het oral gebruik, en ek het begin musiek maak, en van my series was op die mark gewees, en sy het van my series gehad, en dit was onder haar kopkussing, as die familie gekom het sy altyd gebruik, en dit uitgehaal om vir hulle te kan gewees het. Kyk, wat het van hierdie man geword wat dikwels moes weghardloop? Dis korrek, ja, pastoor. Vir mense, nou jou kinders sou natuurlik niks met jou te doen gehad het en jou familie, want hulle was seker maar skaam vir hulle pa. Een van my kinders het vir my, ek sal het nooit vergeet, pastoor, het altyd gesê, praat jy van die man? Hy is nie my pa die nie. Ek ken nie, moet asseblief nie weer van die man praat. As jy wil hê, ons moet vriende wees, dan praat jy nie van die man voor my nie. En dit moes jou baie seer gemaak. Dit het my baie seer gemaakt, pastoor. Maar keuses het alles omgedraai, en jy het toe 'n besluit gemaak om van nou af die Here te volg, maar ek is seker nadat jy die Here begin volg het, moes daar baie kere gebeure gewees het, wat die versoeking daar was om die verkeerde keuse te maak, maar dan moet jy die besluit gemaak het om die regte keuse te neem. Is dit so, Patrick? Ja, dit was so, pastoor, want hulle moes my toe wegsteek. Die pastoor het toe vir my onder sy vleer gevat, en hulle moes my wegsteek vir 2,5 jaar. Hulle moes my stuur na Kimberley toe, dat ek net uit die bendes kan uitkom, want toe soek die bendes, wat ek antwoord, toe soek hulle vir my. Nou kom soek hulle vir jou. Want dit is nie gewone bendes nie, blad in en blad uit, as jy in is, kan jy nie uitkom nie, is net die dood wat jy kan uithaal, of die Here kan jou uithaal, soos jy vir my uitgehaal het, maar as jy in is, kan jy nie uitkom daar nie, pastoor. Soos, wil jy nou vir my sê, Patrick, hulle het jou gesoek om jou dood te maak, dis korrek, of ja, om jou weer te om my weer terug te kry, ja, pastoor. Maar iets wat net die pleis nie, en hierdie pastoor het vir my weggestuur, en na Kimberley toe vir 2,5 jaar. Ek moes daar gaan skuil. En daar het ek baie challenges, omdat ek 26 was, wat lief was vir geld, en klere aantrek, en ek het nie geld gehad nie, ek het nie, partymal moes ek vir iemand anders 'n stukkie brood gaan praat, en dit het my gedink, man, dit is nie nodig om so te sukkel nie, die geld is aan die rondom jou, maar ek moes elke keer 'n keuse maak om te sê, hier gaan ek bly staan, want hierdie man wat my gered het, hierdie persoon wat my gered het, gaan my deurdra, en tot vandag toe is ek deurgedra, pastoor.
Prys die Here. Ek is seker daar was al tye soos in baie gelowiges se lewe. Ek meen ons weet dat Elia was ook moedeloos gewees. Ek is seker daar was al tye wat jy moedeloos was, maar wat jy die keuse gemaak het om te sê, Here, ek het U nodig, ek gaan aanhou. Dit is, daar was baie kere, pastoor, wat ek gevoel het. As ek nou kyk na keuses wat jou toekoms bepaal, van jongs af het jy natuurlik nou maar keuses gemaak en keuses kan jy nou by bendes uitbring, of keuses kan jou by Christus uitbring, by bekering uitbring, nou keuses kan jou by dwelms uitbring, of keuses kan jou dwelm vry maak, of keuses kan jou by moord uitbring, of keuses kan jou by 'n prediker maak, en keuses kan jou hel toe vat, of hemel toe vat, dis als keuses, maar bo alles is dit die keuse van Christus gewees om vir jou te sterf, want ons kan al die mooiste keuses maak, maar dit gaan ons nie red nie. Dis korrek, ja, pastoor. Kan jy uitbrei oor hierdie keuses wat ek nou genoem het, verskillende keuses, het jy van die keuses geneem in jou lewe? Ja, vooral die keuse wat ek gemaak het om die evangelie te kan verkondig van die persoon wat my gered het. En vandag is ek 'n prediker, ek is 'n evangelist, ek werk met kinders, ek werk met stoutkinders, probleemkinders in die skole en elke keer dan sê ek, Here, dankie vir die geleentheid en wat U vir my gegee het om 'n regte keuse te kan maak. Daarom leer ek, die ministry wat ek het is choices, keuses is my ministry se naam. Nou Patrick bedien in ons gemeente, hy het sy eie bediening wat hy doen waarin ons hom ondersteun, en sy bediening se naam is Choices, en hy bedien naweke op plekke waar ander mense nie kom nie, en waar ek nie bedien hy. Hy het groot ervaring om in skole op te tree, te vertel van hoe hy 'n handelaar van verkeerde goed was. Dis korrek, ja. En julle is natuurlik welkom om hom te nooi na skool toe, of om in jou gemeente te kom vertel hoe hy uitgehaal is, en hoe die Here hom gehelp het om vry te kom van al hierdie dinge. Jy kan hom bel, of jy kan vir my kontak, dan sit ek jou WhatsApp ek vir jou sy nommer, ek dink dis dalk die maklikste. Maar hierdie keuses het gemaak dat jy 'n handelaar in hierdie verkeerde produkte was. Ja, ek was 'n dwelmsmous, drugsmous, goed van een dorp tot 'n ander dorp gepad. Ek praat nou nie van klein bietjie goed nou nie. Ek praat van so 1000 tot 4000 mendrextablette van jy van een dorp tot die volgende dorp. Ja, Patrick, kom ons los daai goed. Die belangrikste is nou dat hy het jou verlos. Amen. Ek is verlos deur die bloed van die lam. En jy het die keuse gemaak om dit te aanvaar. Ja. En ek is seker daar's baie mense wat nou al na jou geluister het toe jy opgetree het en gevertel het van keuses, wat na jou toe gekom het en gesê het, dankie oom Patrick, want jy is nou al 'n oom, en jy het nou al 2 wit hare al. Wil jy so iets vertel? Het dit so iets al gebeur by skole waar jy opgetree het? Ja, ek staan eendag in Kimberley, staan ek by die paypoint waar jy moet betaal, en so 'n groot fris blanke mannetjie staan hier agter my, en hy sê vir my, middag oom, hoe gaan dit, oom ken seker nie meer van my, en ek kyk so om, en ek sê, wat 'n groot boereklomp staan nou hier agter, het ek nou moeilikheid gemaak nou, of wat, en hy sê vir my, en ek vra vir hom, nee, explain, hy sê, oom, was oom by Noord-Kaap Hoërskool, ek sê, ja, ek het Noord-Kaap Hoërskool, 'n paar jaar terug was ek daar, so sê, ja, oom het kom praat oor keuses, en ek het daai tyd net begin, om dagga te rook. En toe oom vir my explain, hy het dit ingegaan by my, en ek het die daggarokery gelos. En vandag is ek 'n skofbaas by De Beers onder in die mynen. As enige kom het daar om ons te vertel het van keuses wat ons moet maak nie, sou ek nog steeds in die draak sou wees het. Dit maak 'n mens harder en lekker voel. Dat my baie, ek het trane gestort, want ek het besef, net die Here wat dit kan doen. En op die ouend is keuses maar of jy Jesus gaan kies en of jy die duiwel gaan kies. So dis almal moet kies. Party mense die duiwel is vader, maar jy kan omswaai en sê ek neem Jesus as vader aan. Nou sê vir my Patrick, het van jou kinders alweer die keuse gemaak om hulle pa weer te aanvaar, want dit moet vir jou 'n bittere pad wees, want ek dink die gevolge van jou verlede, partykeer proe jy nog steeds daai gevolge met trane. Soos het van jou kinders al besluit om weer hulle pa te aanvaar, van jou familie? Ja, van my familie is nog so hier en daar, maar van my kinders, 3/4 van hulle, en daar is nou 2 wat nog baie, die 2 wat my meestal nou nie wou gehad het nie, is nou baie close. Ek was nou weer aan, nog weer by die een,
na lang tijd en ze was zo blij en die kleinkinders, dat was te liefdevol geweest om weer samen met hulle te kan zitten. En dat heeft me genoemd, mijn pa, ik was baie trots op jongen. Nou sê vir my Patrick, gebeur dit wanneer jy nou jou kleinkinders het, hoe oud is hulle nou? Seker groter en kleiner, hoe oud is jou kleinkinders? Daar is nog een baby wat nou kort geboren is ook, maar die partij van hulle is klaar met matrika en ik is al opa groei ik ook al. Ja. Nou Patrick, sê jy gou vir my, is dit lekker om opa te wees? Hulle bederf man, pastoor. Bederf hulle vir jou? Het is baie goed om opa te weet, pastoor. Nou, dis als keuses wat maak dat jy daai lekker gevoel kan hê. Dis 'n keuse om jou ouer te eer of om hom te vloek. Ja, pastoor. Dis 'n ding wat ek baie gedoen het. En ek sê altyd, eer jou vader en jou moeder, zodat die ongelukkige dae jou nie tref nie. Ek kon lankal gewees het wat ek moes gewees het. Ek was baie onbeskop met my ma gewees, pastoor. Ek het daar baie lelik gevloek. Van die lelikste goed het ek haar gevloek. En sy het nooit opgehou het nie. Nooit. Sy het daai keuse gemaak. Dis 'n keuse om kerk toe te gaan of by die huis te bly. Dis amen. En partykeer is 'n mens mos nie lus om kerk toe te gaan nie, maar maak jy die keuse om te gaan en as jy altyd bly. Amen. En ek partymal ook as ek soms moedig is, en ek sê dankie vir u wat my telke male gesê het, Petta, die was nie vandag in die kegelster in die kerkie, wat het dan gebeur? Verstaan, en vermaning is ook goed en ek het die keuse gemaakt om ook 'n vermaning te kan vat, want niemand kon vir my gesê het nie. En hier is pastoor kan vir my sê, Patrick dit, en Patrick dit, en Patrick dit, en dan is ek baie dankbaar daarvoor. Dis 'n voorreg. Patrick, en dis ook 'n keuse of jy jou finansiële bydrae, jou 10de vir die werk van die Here gaan gee of nie. En ek kom nogal agter jy's getrou met daai stukkie. Vertel so ietsie van dit. Amen, pastoor. Ek moet getrou wees, want ek kry net 'n pensioen. Maar as ek my pensioen gekry het, nou dag hoe haal ek hom uit. Dus sit ek hom klaar een kan neer. Ek wag nou op Sondag. Ek het vergeet om gister weer 'n koffieetjie by die kerk te vat, maar dis my prioriteit nommer 1 en ek kan getuig daarvan, dit werk vrugte af. En baie kere moet jy die keuse maak om sonde te bely of daarmee te leef, of jy moet besluit as jy moedeloos is of jy gaan aanhou en of jy gaan ophou. En mens moet net daai keuse maak. Dis korrek, pastoor. Soos Patrick, die lewe is keuses, maar die grootste keuse is om jou hart vir Jesus te gee, want jy kon daai dag wat die krag van die Here, want ek het dit al baie gesien, val op mense, maar dat maak hulle nie die keuse om aan te hou om die Here te dien nie, en jy het daai keuse gemaak, en ek sal graag wil bid vir iemand wat dalk nou daai keuse wil maak. Amen, pastoor, dis reg, pastoor. Kan ons vir die mense bid daarvoor? Want dis die grootste keuse, en dan om aan te hou. Om aan te hou. Ek meen, ek vanoggend die keuse gemaak en gesê, Here, praat met my, is daar plek wat ek moet verbeter, want ek weet daar is, daar moet wees, want ons is heeltyd besig om te groei, ek moet heeltyd verbeter. En aan mekaar bely, pastoor. Ek bedoel, ek wil nie môre meer wees op die plek waar ek vandag gesê, ek moet teen môre gegroei het. Soos, daar moet plekke wees, en dis my gebed. Amen. Kom ons bid vir iemand wat hierdie gebed wil aanvaar. Amen, pastoor. Here, daar is iewers iemand wat hierdie gebed dringend nodig het, wat nou 'n keuse moet maak of hy gaan aanhou of hy gaan ophou. Wat die keuse gaan maak of hy Jesus wil dien en of hy hom nie wil dien nie. Wat die keuse moet maak of hy sy ouers gaan eer of nie. Die keuse gaan maak of hy God se deel gaan kerk toe bring of nie. Die keuse gaan maak om nee te sê vir verkeerde vriende en ja te sê vir Jesus. Ek bid dat jy elkeen sal help. Net daar waar jy nou na hierdie woord luister, wil jy nie saam net sê, Here, help my. Net daar waar jy is. Kies om te sê, Here, help my. Ek het U nodig. Dankie Here dat iemand nou onder die krag in mekaar sak, in mekaar krimp. Omdat hy U krag ervaar, soos Patrick dit ervaar het. Ek dank U daarvoor. Ek dank U daarvoor. Amen. Patrick, baie dankie dat jy vandag saam met my kom kuier het, gesels het. Ja, en ek wil weer noem, as enige iemand vir Patrick wil nooi, WhatsApp net vir my, en ek kan vir jou Patrick se besonderhede stuur, maar moet nou nie vir Patrick onnodige goedjies vra nie, as jy hom wil nooi om by jou kerk te kom bedien, of so, is jy so welkom. En as dit in jou hart is om hierdie bediening te ondersteun, wat ek stellig glo dit is, WhatsApp vir my die woord ondersteun, en dan help jy my om verder te gaan
met hierdie woord en weier wytes te bereik en hoër hoogtes en breër breedtes en dis maar net 'n keuse wat jy moet maak. Mag die Here jou ryklik seën en ek kyk uit om volgende keer weer met jou te gesels, saam met jou te gesels uit die woord van die Here. Onthou, jy is kosbaar vir Jesus. Amen. Maak hy keuse vir God. Wil jy iets ou laat sê, Patrick? Dankie vir die kykers en nou om die belangrikste is, jou keuse bepaal jou toekoms. En as jou toekoms nie by die Here is nie, dan moet jy weet, jou keuses was verkeerd geweest. Love you all. Till next time. Bye.